Ja, goeiemôre broeders. Ek dink ek het almal gegroet behalwe so 'n paar wat bietjies ek was vroeg vanoggend gewees, ja. Dankie vir 'n kosbare voorreg om weer vanoggend saam met julle te wees. Ek dink dis die eerste samekoms, né? Jo, is ek nie bevoorreg nie. Wonderlik. Baie dankie. Baie dankie. Die by die afrit by Rigeland is daar 'n skool op regterkant. Is dit Waterkloof? Is dit Waterkloof skool? Nou daar is 'n groot bord van solidariteit wat my aandag vasgevang het en ek het tot hier het ek gedink daaraan en die bord sê veg, beskerm en bou. Is dit ek? Het ek iets gedoen? Veg, beskerm en bou. Nou, jy weet afhangende van watter kant jy hierdie woorde, kragtige woorde beskou en ervaar, as dit nou polities gesentreerd is, dan gaan jou hart gevul word met kritiek. As dit nie waar nie, veg teen die ANC en die EFF en beskerm ons teen al hierdie dinge wat gebeur. Nou, dit is nie verkeerd nie, maar as ons geestelik daarna kyk, is dit 'n geweldige goeie boodskap aan elkeen van ons. En dit is die boodskap van vanoggend wat die Here op my hart gelê het, vroeg vanoggend al, toe ek wakker word, wat ek het voorberei het. Neem jou grondgebied in. En om dit te kan doen, beteken daai 3 woorde van solidariteit. As jy iemand is van solidariteit, sê vir hulle dat daai woorde het my baie beïndruk en dat ek dit kon gebruik vanoggend om manne hier en manne daar by die huise en vrouens daar by die huise, want ek dink as vrouens wat ook kyk hierna, né? Hoekom kyk jy so waar en vrouens is wat kyk? En dan ook kinders, jy weet, is dit 'n geweldige guldige geleentheid vir elkeen van ons om daardie woorde van solidariteit ons eie te maak, nie polities nie. En ek dink hulle het daar ook 'n geestelike aanslag, want hulle is mense wat ook die Here dien en die Here ken, glo ek, is om te veg, te beskerm en te bou. Want die woord van die Here is baie, baie duidelik aan elkeen van ons, sê in Johannes 10 vers 10, want die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. En dit is 'n gegewe. Dis nie iets waarvoor jy hoef te bid nie. Jy weet, dis nie iets wat jy verbaas moet wees wanneer dit met jou gebeur nie. Dis 'n gegewe. En daarom veg, beskerm en bou. En al die enigste rede waarom die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, is omdat hy ons wil beroof van die grondgebied wat God vir ons gegee het. Dinge wat die Here vir ons gegee het. Jakobus 4 vers 6 kom en hy sê, maar weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. So moet nie vra wanneer negatieve dinge met jou gebeur nie. Moet nie vra en jou geloof betwyfel of selfs God se almag betwyfel nie. En sê, Here, maar U is mos almagtig. Sê, ja, ek is. Maar jy moet iets doen. Veg, beskerm en bou. En ons moet hom weerstaan in hierdie woord, en daardie weerstaan die duiwel is wegvlug, is eintlik 'n boodskap se eie, as jy kyk na die oorspronklike taal, Grieks waarin hierdie tale oorgedra het, wat eintlik maar kom van die Hebreëus af, want die Israeliete, hulle moes daar in Jerusalem in Israel moes hulle Grieks aangeleer het, want dit was die taal wat wetlik daar was. Hulle moes alles skryf in Grieks, maar dit kom vanuit die Hebreëse taal, en dalk sal ek met u op 'n volgende geleentheid daaroor praat. Baie, baie interessant. Reg, want hy wil jou grondgebied inneem. Nou, ek het gelees in die lewe van Napoleon Bonaparte, ons almal ken hom, een van die mees bekendste generaals van weermagte, en jy weet sy vernuf om oorlog te voer en om mense naby aan hom te hou en soldate te inspireer, is nou nog, ek weet daar's weermagte wat woorde wat hy gebruik het, vandag nog gebruik om hulle soldate te inspireer, val daar in Amerika met die Navy Seals en in Frankryk met die Vreemde Legioen, hulle bestaan nog, ek weet nie of jy dit weet nie, maar die Vreemde Legioen, Franse bestaan nog, jy weet. In elk geval gebruik nog steeds kookslaa of motiverings clichés van Napoleon Bonaparte. Nou, hy het 'n spesiale elite korps gehad.
the old guard het hulle genoem, of the imperial guard. Daardie was soldate wat absoluut opgelei was om hulle lewe te gee vir Napoleon, wat hy ook al sê. Hy het hulle baie keer sy kinders genoem, my children, maar dit was wel amper sy baasvegs gewees. En dis 'n ware verhaal hierdie, hy het een aanslag, een oorlog, wat mense dit aanslag is mos aandag, waarin hy betrokke was, het die vyand die oorhand begin kry. En hy het gesien dat hulle gaan hierdie geveg verloor. En toe sê vir sy scout hier langs aan, sound the retreat. Hy het geweet, as ons nie retreat nie, gaan ons verloor. En hierdie scout, die ouetjie wat die beel moet blaas, het blykbaar verbaas opgegesê met, General, I don't know what is the sound to sound. I don't know how to sound the retreat. Want hulle het nog nooit verloor nie. Hy het nooit nodig gehad om die retreat te sound nie. Jy weet mos, hulle blaas mos op die beel en van gaan lig links of gaan regs of gaan vorentoe of beweeg 'n bietjie agtertoe of staan net stil op een plek, jy weet, gebruik die swaarde, gebruik die laans en so elkeen het 'n klank gehad, 'n sound gehad wat die soldate op gereageer het. En so ook sound retreat, wat die soldate sê, val terug, want ons gaan verloor. En hierdie scout sê, I don't know how to sound the retreat. En Napoleon, blykbaar in desperaatheid, sê toe vir hom, sound anything. En toe blaas hy the sound to attack, to move forward. En toe hy dit blaas, toe dink hierdie Imperial Guard, hulle het versterkings gekry en hulle begin vorentoe beweeg. En dit was een van die grootste oorwinnings wat Napoleon gehad het. Daardie dag, omdat hierdie ouetjie nie geweet het how to sound the retreat. Die broeders, never sound the retreat in your life. Want die Here is nie 'n God wat agtertoe beweeg nie, hy's 'n God wat vorentoe beweeg. Hy's 'n God wat vir jou sê in die oorlog teen die magte van duisternis, weerstaan hom, staan vas, lipomeno, staan vas, gebruik jou lans, gebruik jou swaard, gebruik jou die skoene wat jy wil beweeg vorentoe. Dis al wat die Here vir ons sê, is beweeg vorentoe. Onthou dit altyd. En baie van u dalk hierdie jaar begin, u wat luister ook, met baie vrese en baie vrae in jou hart van, wat hou dit vir my in jou besigheid en die politieke situasie waarin ons onsself bevind, wat eendag dan klink dit vir ons asof dinge net regkom en die volgende dag dan word ons weer oorweldig deur die duisternis van beplanning wat aan die gang is. Daar's nie 'n sound retreat in God se gedagtes vir ons nie. Nooit, want hy sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Nie dalk nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. En dit is die waarheid. Reg, kom ons gaan oor die boodskap van vandag. Jy weet, 1 Kronieke 5 vers 18, kyk 'n bietjie hier. Not sound the retreat, but sound the attack. Kyk wat gebeur hier. Van die kinders van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse, naamlik die hele, of naamlik die helde. Nou daardie woordjie, ek wil net stop daar, naamlik die helde. Is daardie Hebreëse Gail Ish. Wat 'n geweldige uitdrukking is. Dis nie hy wys nie op 'n groepie manne nie. Hy wys op helde, hy wys op manne en vroue wat wil beklei. Manne en vroue wat moeg is om oordonder te word. Manne en vroue wat moeg is vir die vyand wat hulle aanval. Helde. En broeders, kom ons word helde vandag. Moenie gewoond raak aan jou situasie nie. Ontwikkel in jou situasie daardie solidariteit uitroep wat sê, veg, beskerm en bou. En jy kan dit alleenlik doen as 'n held, as 'n Gail Ish. Dis hoe die Here jou sien. En dit staan nie verniet geskrywe in die Bybel nie. Dit staan geskrywe sodat ons vandag kan leer. Hy sê van die hele skrif is deur God ingegee en dit is tot lering, tot onderwysing, tot regwysing in alle geregtigheid, sodat jy in alles volmaak kan wees. Kan jy sê amen? Yes. Goed. Hy sê helde wat skild en swaard dra en die boogspan en ervare is in oorlog. En wat is die wapenrusting? Hy praat van die skild. Hy praat van die swaard. Die boog, alles is daar, en die Here se oproep aan ons ook is, Gail Ish, vat die swaard,
sit die helm op jou kop, trek die skoene aan, die borswapen, alles, en beweeg vorentoe, sodat jy staande kan bly, nie kan terug sê, wel, ek het mos die wapenrusting aan nie, lekker sit en rustig met 'n flying fish in die hand en 'n klipdrif in die ander hand en jy weet ek het mos nou die wapenrusting. Broer, dan gaan jy sterf by die wapenrusting van God aan jou liggaam. Hy sê sodat jy staande kan bly. Upomeno. Sodat jy kan inskop waar jy ook al is. En nie terugbeweeg nie, maar wag tot die Here sê, nou moet jy vorentoe gaan. En partykeer moet ons tree vir tree vorentoe gaan. Tree vir tree vorentoe gaan. Met die skild van geloof. Tree vir tree. Nou is die tyd, tree vir tree. Want God se opdrag is vorentoe en nie agtertoe nie. Reg. Help. Hy sê, was daar 44.700 net wat op die bande moes uitdruk. Broer, hier is ons 'n groepie vanoggend. Maar ek wil vandag sê, jy met God aan jou kant is 'n oormag vir enige vyand. Jy het nie getalle nodig nie, want die Here het, ek weet, 'n hele garnisoen van soldate, van engele, het kom en gesê, Jesus, ons wil jou versterk. Gee dit die woord, ons maak almal dood. Hy sê, nee, die wil van my Vader moet gesê, ek moet sterf aan die kruis. Maar die Here stuur een engel, en 186.000 van die vyand in een nag word verslaan. Een engel, broers. Hy sê, ek stuur engele aangaande jou. Engele. Broeders, joh, want ek kry eintlik nou hoendervleis. Ja, jy weet, en daarom, ons is hier, en jy dalk gebedsvernote, jy dalk iemand vir wie jy kan skakel, of 'n WhatsApp kan sê, en sê, bid net saam met my. Jy hoef nooit te sê, hoekom nie? Moenie begin kla oor jou toe, sê, bid saam met my. As iemand vir my 'n boodskap stuur, en sê, ag professor, bid vir my met so 'n geweldige lang storie, wat hy alles moet deurgaan, dat ek vrymoedigheid verloor om daai persoon te bid, want ek weet nie wat sy gesindheid nie. Wil hy my gebed moet hom red? Want my gebed kan hom nie red nie. My gebed kan hom net aanmoedig om die skuld in te slaan, om die voete vas te skop, en om verstaan jy wat ek probeer sê? En as iemand vir my boodskap sê, prof, bid vir my, dan weet ek bid vir hom. Want hierdie persoon vertrou op die Here. Amen, onthou dat altyd, né? Goed, reg. En hulle het oorlog gevoer met die Hagareners en die Jetorenafis en Nodab. Hulle het oorlog gevoer. OK? Reg. Jy weet, 'n kind van God kan nooit terugsit. Jy weet, genade. Die genade van God is genoeg vir my. Jy weet, dan klink dit so heilig. Dit klink so wonderlik. Maar die woordjie genade is daar die woordjie wat sê charis, wat beteken, Here sê, my genade, my spesifieke, bonatuurlike teenwoordigheid op daardie oomblik is vir jou genoeg om staande te bly. Dis wat genade beteken. Paulus gesê, was Paulus, né? Here, Satan het my, en dit is eintlik nie oor 'n tydperk van daardie tydperk, daardie week, daardie paar dae, het Satan hom 3 keer met iets aangevat. En hy sê, Here, hy het my al 3 keer met die vuis geslaan. Vat dit weg van my af. Sê, my genade is vir jou genoeg. My bonatuurlike kenmerke teenwoordigheid, charis, my kenmerke teenwoordigheid is tot jou beskikking op daardie spesifieke oomblik. Gebruik dit. En hy het nooit weer dit gevra nie. En daarna kom en hy sê, hey, ons is meer as oorwinnaars. So genade is nie 'n wolk wat nou ewe skielik hier moet verskyn. Dit is ons maklik om vir iemand toe kom sê, ag broer, die genade van God is genoeg vir jou. Dit klink heilig, dit klink mooi, dit klink godsdienstig, maar dit beteken niks. Ons moet weet wat beteken genade, charis. Here, is 'n opdrag, my merkwaardige kenmerke teenwoordigheid op daai spesifieke oomblik is vir jou genoeg. Wanneer jy aangeval word die bose vir 'n sonde toestand, die genade van God is daar vir jou om dit te oorwin. Reg, maar dis 'n ander preek daar. Kom, ek gaan aan. Goed. En hulle het hulp gekry. Maar hulle het geveg. En terwyl hulle veg, het hulle hulp gekry teen hulle, en die Hagareners is in hulle hand oorgegee, en almal wat met hulle saam was, daar 2 dinge gebeur. Hulle het geveg, en terwyl hulle geveg het, het hulle hulp gekry.
Waar het hulle hulp gekry? Kom ons gaan kyk, die volgende vers. Want hulle het God aangeroep. Saak Elohim. Hey, as ons maar net begin verstaan, wat beteken dit om die Here aan te roep, gaan jou gebedslewe heeltemal verander. Jou nader tot God, in 'n spesifieke situasie waar Satan jou wil vermorsel en jou gebed, jou grondgebed wil wegvat van jou, gaan daardie nader tot God vir jou nuwe betekenis kry. Want daardie saak, Elohim, beteken om passievol, om ernstig, om dringend tot God te roep. Passievol. En dan wil jy kom met jou hele wese, daardie gevoel van Here, ek weet nie wat om te doen nie, ek kan nie eens my kop optel nie, maar ek kom nou, en ek roep jou aan, o Here, ek het hierdie situasie, help my Here. Het gaan alles oor emosie, gaan alles oor attitude. Altyd oor attitude. Jou attitude en jou gebedslewe beteken vir God alles. Alles van attitude wys eintlik wat hier binne in jou hart aangaan. Ag Here, help my asseblief, Here. Hoe gaan dit met jou broer? Ag Here, waar is U? Ag Here, ek het die verkeerde attitude. Om te nader tot God is 'n attitude van 'n leeu. Dis 'n attitude van 'n leeu sê, ek sal uit hierdie omstandighede uitbeweeg en ek sal brul van oorwinning en ek sal nader beweeg aan God, want hy alleen kan my help in hierdie situasie. Passievol, dringend. Broeders, ontwikkel 'n attitude in jou godsdienstlewe, 'n attitude van oortuiging, 'n attitude van oorwinning, 'n attitude van ontferming, 'n attitude van om nederig te wees voor die Here. Amen. Anyway, jy weet, om dringend tot God te roep in die oorlog, dis waar hulle, maar terwyl hulle geveg het. Amen. Reg. En hy het hulle verhoor. Afar is Hebreëus. Nou daai woordjie afvaar het 'n kragtige betekenis. Daai woordjie verhoor sê, hulle het geroep ernstig en passievol. En afvaar is ook die woordjie wat gebruik word vir 'n offeraltaar waar die reukwerk voor God opgaan. Dis wat afvaar in Hebreëus beteken. En ons lees iewers in Openbaring, né, waar hy sê, julle gebede gaan soos reukwerk voor my aangesig op. Broeders, moet jou gebede weggewaai word deur enige wind van verandering van omstandighede om jou nie. Gaan passievol dat daai gebede soos 'n offeraltaar kan opgaan, deur winde, deur storms, deur aanvalle, en dat God kan, wow, ek kan nie anders as om hierdie man te help nie. Attitude is alles. Alles. En ons weet wat attitude is. Jy as Hebreëus inkom, weet jy wat is jou vrou se attitude. Dis nie ding wat ons moet aanleer nie. Ja. As jy inkom by die huis en sê, hey, wat is fout met jou? En as jou vrou net jou kom met attitude en jy weet, sy wil graag die kaarte om petrol in te gooi, sy kom met 'n ander attitude. Sê, hey, wat is fout met jou? Hey, maar jy lyk mooi vandag. Ja, okay. Okay. En omdat hulle op hom vertrou het, ekskuus. Sy luister dalk ook, ja. Maar attitude is alles, broeders. En ons attitude in ons geestelike lewe, en ons nader tot God, en ons roep tot God, beteken baie vir God. Onthou dit altyd. Ek hou dit altyd. Die grootste pak slaaf wat ek ooit my kind gegee het, is omdat hy nie oor sy hartseer wou kom nie. Ek gee hom alles wat hy wil hê. Ek help hom met alles. En dan kom hy nog steeds en huil. Tot ek ta. Nou moet jy opstaan en moet jy begin beklei. Kom ek wys jy hoe om te beklei. En ek het afgaan op die knieë. En ek sê, jy sou jou hande so met boetie. Jy kyk jou vyand in die oë. Dis jou vuiste moet paal. En as jou vuiste gepaal het, jy haal nie jou oë uit hierdie man se oë nie. En moenie wag dat hy eers te slaan nie. Daar's nie 'n lyn trek en almal wat oor die lyn trap nie. Nee, jy wag nie vir 'n lyn nie. Jy tjoma. Dan is dit verby. Amen. Attitude. En hy klein Osinkie Cornel het 'n groot ou geslaan. Dat die skool of 'n enkel groep het, jou kind is 'n bekleier. Maar was ek nie trots nie. Maar dit het eers van my kant af gekom en paar houe te gee sê, jy moet klaar kom met hierdie hartseer. Hierdie Jannie, wat is die regte woord? Jannie, kan ek hoor? Almal weet wat ek probeer sê.
Almal weet wat hy, kry klaar met hierdie houding van jou, man. Okay. En dan daar's vrouens wat kyk, jy weet, ons moet die boog opneem. Ons moet betrokke raak in die oorlog. En jou oorlog moet nie terugstaan nie, broer. Dis al wat Satan wil hê, is dat jy moet terugstaan. En 'n ellendige houding moet inslaan. Nee, staan vas. Ja. Kyk hom in die oë en sê tot hier toe en nie verder nie. Die hele jaar lê voor. En wat op ons wag, weet ons nie. Maar al weet ons dit nie, ons weet een ding. As God met my is, wie kan teen my wees? Right. Ek weet daar sê, dis mooi prentjies daai, né? Maar dit is hoe die Here ons wil sien. Besig om te veg, besig om vorentoe te beweeg, besig om die skot van geloof in te slaan, sodat die vuurige pyle ons nie tref nie. Kan jy sê, Here, afvat die pyle weg nie? Hy gaan jou tref, my maat. Hy sê, by die vuurige pyl, jy loer net so oor die skot. Kyk net so oor die skot. Gereed om aan te val. Amen. Jy's 'n soldaat, man. Jy's 'n soldaat. Jy's 'n geheel Ish, man. Jy's 'n held in die oë van die Here. En dit is tot se eer van sy naam. Right. En dan kyk 'n bietjie na hierdie storie. 2 Kronieke 20 vers 1, is my tyd op. Nee, reg. Hy sê, en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Moabiete teen Josafat gekom om te veg. Daar gaan baie dinge kom. Nie net een op 'n slag nie, maar 'n paar wat by mekaar gekom het. Okay, om teen jou te veg. Dis 'n gegewe. Die dief, ek spreek nie oordeel uit nie. Ek praat maar nie voor die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En as die dief kom, dan kom hy met sy hele garnisoen van soldate. Hy wil jou bang maak. Right, om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kan die see van Edom af en hulle is al in Haseson Tamar, dit is En-Gedi. Kyk wat gebeur toe. Toe het Josafat bevrees geword. Dis nie sonde om bang te wees nie. Jy moet net op die regte plek bang word. Dis nie sonde om bevrees te raak nie. Net op die regte plek. En kyk, hy het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Amen. So as jy bang is vandag vir die dinge wat daar gaan dag van, roep net die Here as jy in jou kar klim, dat die Gees van God dit deur jou spoel. Laat hy toe sê, Here, ek het die krag nodig van, ek is bang, Here. Die Here vra vir Gideon, is jy bang, nadat hy 32,000 soldate laat wegloop het, omdat hy bang was? Vra die Here vir hom, is jy bang? Ja, Here, hy sê, nou gaan dit af. En ek dink, hy het seker leperkrol af, want hy was bang gewees. Ek gehoor wat sê hulle. Okay. Reg, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Hy het 'n vasdag uitgeroep. Die Here het nie gesê hulle moet vas nie. Jy weet, daar's dinge wat die Here vir ons wil doen. Wat hy vir ons kan doen, maar daar's dinge wat ons moet besluit om te doen. Onthou dit altyd. Daar's dinge wat ek en jy moet besluit om te doen. Ons moet nie net wag dat die Here se hulp sal kom nie. Daar's dinge wat ons moet doen. En hy het die Here aangeroep en 'n vasdag uitgeroep. Hy het dit gedoen. Die Here het nie gesê roep 'n vasdag uit nie. Hy het dit uitgeroep. Reg? En die Kronieke 2 vers. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Omdat Josafat gesê het, kom by mekaar, ons gaan nou vas en bid. Reg? Selfs in al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Jesaja, die profeet, hoor toe by die Here. Broers, ek is nie 'n profeet nie, ek is maar net viewburger. Maar mag ek vandag 'n profetiese woord oor jou uitspreek? Mag hierdie profetiese woord, weet wat Jesaja al gesê het in die woord, luister almal wat uit Juda is en die inwoners van Jerusalem en u, koning Josafat, so sê die Here aan julle. Want dit is 'n woord van God wat werk. Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie. Ja. Hy gaan verder, van die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God.
Ek sê weer, en ek het al 'n paar keer gesê, die mense wat 'n kind van God aanval, het sy deur 'n skinderveldtog, of wat sy deur enige iets, moet bitter versigtig wees. Bitter versigtig wees. Ja. Die sterk is die hele saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kan jy sien, ons moet iets doen. Dat is iets wat ons moet doen. Trek môre af teen hulle. Staan op vandag, klim in jou kar en gaan. Trek af teen hulle. Kyk, hulle kom op in die hoogte Hasis, en julle sal hulle aantref van die kant van die dal voor die woestyn Jeruel. Hy praat van 'n spesifieke plek waarheen hulle moet gaan. En die Here sê ook vandag vir jou waarheen jy moet gaan, om hierdie probleem, hierdie aanval van die bose, wat hy jou sal help. Luister wat gebeur hier. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan net gereed. Partykeer moet ons fight. En baie keer kom Here sê, trek uit. Gaan. Kyk hulle in die oë. Moet in jou sitkamer sit en wonder wanneer gaan dinge gebeur. Gaan konfronteer, dat die vyand sien, jy is daar. Dis waaroor dit gaan. Die vyand moet sien, jy's daar en jy's gereed. Maar jy weet, hierdie stryd is God se stryd. Die redding van die Here by hulle, aanskou die redding van die Here by hulle. Kan jy sien, hulle moes uittrek, hulle moet gaan staan waar die vyand hulle kan sien. Wil jy die vyand jou sien, as 'n persoon wat houding van attitude is alles. Nee, reg. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit. En die Here sal met julle wees. Wanneer sal die Here met julle wees? As jy môre uittrek. As jy iets doen. Yes. En hoor wat besluit die volk. Hulle doen, daarom ek net sê, dat dinge wat die Here sê, maar dat dinge wat jy ook moet besluit om te doen. Kyk wat doen die volk. En Josef wat sê te vir hulle. Hy het met hulle beraadslaag tot eer van die Here sangers opgestel wat moes lossing by die uittrek van die voorpand van die gewapenes, moes sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Daar's dinge wat ek en jy moet doen. En dan dinge wat jy moet besluit, wat jy gaan doen in hierdie oomblik. Wanneer ek vasgevang is in 'n situasie, dan weet ek moet nader tot God en ek moet staan voor die duiwel. Maar dan is daar soms dinge wat ek besluit om te doen. Die Here sê nie vir my om te doen, maar ek besluit, nou gaan ek die ramshoring blaas. En elke wind terug gaan ek hom blaas. En ek blaas hom, en ek blaas hom, en ek blaas hom. Ek het besluit om dit te doen. Ek voel ek die Here, ek gaan net op my aangesig neerval. Here het nie gesê val op jou aangesig. Broer, daar dinge wat jy moet doen. Daar dinge wat jy moet besluit om te doen. Hier het Josef wat gesê, kom ons, die Here het gesê, staan net stil en aanskou. En hy sê, kom ons doen bietjie iets. Kom ons vat sangers en laat hulle voorbeweeg. En laat hulle lofsang sing tot eer van die Here. Sy goedheid tot ewigheid. En hoor net hoe reageer die Here. En die oomblik toe die begin sing en juig, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen Ammon, Moab en die mense. Dit sou in elk geval gebeur het. Maar hier het dit gebeur, die oomblik die volk gedoen het wat hulle besluit het om te doen. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit sou in elk geval gebeur het. Reg, en Moab die mense van die berge seer wat teen die Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Nou bedoel ek het die voorreg om by baie kerke om te gaan. En jy weet ek sien soms dinge wat daar gebeur wat ek wou, Here. Wat mense godsdienste maak van iets. Jy weet, sang en veral aanbidding. Jy weet, jy kan nou maar kyk. Ja, as hulle 'n koortjie sing waar jy hande klap. Ons sal juig daarin dan dans die vrouens en die manne spring rond. Maar sodra hulle dan bid, dan weet die mense nie wat om te doen nie. Hou 'n bietjie dop. En dan is daar 'n godsdiens wat by baie kerke is. Jy weet, ons moet sing en sing en sing en sing, want anders gaan die Here nie neerdaal nie. Broers, dit staan nêrens in die woord nie. As ons besluit om te sing, ja, dis reg, maar moenie 'n godsdiens daarvan maak nie.
Daar's kerke wat godsdienste maak van baie dinge. Ek het preke gehoor van, as jy nie sing, jy gaan die tronkdeure nie oop nie. Het jy dit al gehoor? Maar dit staan nie in die woord nie. Maar wat al in die woord staan en handel, het Petrus was in die tronk gewees, hulle het hom vasgeboei tussen 2 soldate en hy het geslaap. Hy het so diep geslaap, dat die engel wat verskyn het, eintlik om met die swaard in die sy klap en sê, hey, word wakker. En hy het so diep geslaap, hy het gedink hy droom, eers by die 3de waak. Toe kom hy agter, maar hoor, hierdie is nie 'n droom, hierdie is 'n werklikheid. Hy het nie gesing nie, hy het geslaap. Maar hy het geslaap in die teenwoordigheid van God. Dan 'n ander plek, Paulus en Silas. Hulle word vasgemaak en hulle is in boeie en in kettinge, hulle is kaal uitgetrek en is koud en hulle het nie kos gekry nie. Hulle kan nie eens slaap nie. Middernag. Toe begin hulle, Silas sê, ag nee Paulus, weet jy, ons kan nie slaap nie, maar kom ons sing 'n paar liede tot eer van die Here. Toe hulle begin sing. Toe maak die tronk, het dit gebeur omdat hulle gesing het? Het gebeur omdat hulle besluit om iets te doen, ja. Maar God sou in elk geval die deure oopgemaak het. So moenie 'n godsdiens maak van moenie 'n godsdiens maak van die ramshoring blaas nie. Moenie 'n godsdiens maak van as ek nie sing nie, gaan die Here niks doen nie. Jy sien wat sang veroorsaak emosie, jy weet. Jy weet as jy regtig nou hartseer is en veral oor jou geliefde en jy hoor die liedjie van die staccato, when my baby leaves me all alone and there's nothing but the smell of perfume, don't you feel like cry? Dan stroom die trane. As ek reg as ek dit sê, broers, want die Here het sang gemaak om ons emosioneel op te wek, dis waar. Op te wek, maar moenie 'n godsdiens daarvan maak en sê, as ek nie sing nie. Die sing wat ons hier sing, is om ons manne by mekaar te kry. Johan is lekker, en is wonderlik, wow. Sang wek emosie op. Dink aan die liedjie Kill the Boer, en almal drie en sang. En as daar 'n wit man daar is, op daai oomblik, sal hulle hom doodmaak. Want sang wek soms ook die verkeerde emosie op. Hy lied van Queen. Another one bites the dust. As ek kwaad is vir my vrou, dan beteken hy liedjie vir my baie. Another one bites the dust. Another one. Ek kan nie sê amen, broers, verstaan nie wat ek probeer sê. Sang het krag, maar moenie godsdiens maak daarvan nie. Ramshoring het krag, maar moenie 'n godsdiens. Ons enigste godsdiens is nader tot God en hy sal tot jou nader. En dan kan jy besluit wat. Het die Here vir Dawid gesê, hy moet afsak om teen wat is sy naam, Goliat te veg? Hy het nie. Maar Dawid het besluit hy sal. En hy het besluit binne die raamwerk van sy verhouding met God. En daarom kon hy die vyand oor, want die Here sê, hoe anders kan ek as om hier? Hy vertrou so om my, kyk het wat, Gabriel, Michael, kom hier, kyk wat doen hierdie jong oukie? Wat is sy naam? Dawid, Here, jong, ja, ook, ek ken hom. Ek praat maar net menslik. Hy sê, ek kan nie anders om hierdie oukie te help nie. Ek wil vir hierdie Saul en hierdie weermag vir die Israeliete wys, ek is God. Reg. En daarom is my oproep tot elkeen van julle vandag. Neem jou grondgebied in. As die Here vir jou sê, ek is met jou, staan vas. Glo dit, aanvaar dit, en kyk die vyand in die oë. Nader tot God, roep hom aan. En dan kan jy besluit, nou gaan ek 'n lied sing, tot eer van die Here. Nou kan jy besluit, ek wil die ramshoring blaas, en ek kom myself op te chat, om myself te versterk. Amen. Loof die Here. Ag Here, baie dankie, daar is soveel grondgebied wat Satan gesteel het, maar vandag kom jy en jy sê, slaan jou tentpente weier in. En daarvoor dank ek jy, vir al die manne hier en almal wat luister op hierdie Zoom boodskap, Here.
dat hierdie dag vir ons 'n deurbraakdag sal wees. Dat hierdie jaar wat voor lê vir ons 'n deurbraakjaar sal wees. Dankie daarvoor in Jesus